Welkom terug na die musikant Pieter Marcato kuier vanoggend by ons en ons gesels oor 'n splinter 'n nuwe enkelsnit. Sy. Goeiemôre. Môre julle, hoe gaan dit? Goed en self. Lekker, dankie, lekker koud. Dit is Dit gaan nog kouer word. Ja, koers. Ek sien ons amper hulle voorspel sneeu in Namibië. Dan moet jy weet. Kyk as jy in Keetmans hoop net so entjies ry van sneeu af is, dan moet jy weet dinge is nou verkeerd. Yes. Ja. Hoor jy ons sosiale media vraag vandag is gunsteling sportoomblik. Het jy 'n Ja. gunsteling sportoomblik? Seker die Rugby World Cup, maar ja. Moet wees, nê? Nee? Meeste van As ons. die eerste ding wat in my kop inkom. Wat is Ja. Die 95? Wat sê jy 94? Die eerste Ja. Ja, is mooi geweest, is mooi geweest. Hoe gaan dit met jou vrou en kinders? Goed, Aan die besig. gang? My kinders is verskriklik besig. Besig? Ja, my laaitie is 3,5 nou en hy's 3,5. Ek klim alles uit, baie besig. Ja. Hoor jy in 2019 het jy jou solo loopbaan afgeskop Ja, na ja. jare van in elk geval in die musiekindustrie wees deel van bands. Hoe gaan hierdie journey van jou as 'n solo kunstenaar? Great, ek love it. Ek is spyt ek nie al vroeër begin solo gaan. Ek love my bands en alles wat ek in Ja. was, maar ek moes ook deur dit gegaan het om solo te kon gaan en my skills te leer en so aan. So ek is baie happy. Ek is baie gelukkig met my solo loopbaan sover, ja. Daar is ek wil net praat oor die liedjie Sy, Ja. maar ek ging eers 'n draaitjie vat daar. Okay. Daar is kunstenaars wat sing oor liefde, verlore liefde, Ja. smag na liefde, niet gevonden liefde, weer verloorde Klink of jy liefde. al my vorige liedjies nou opnoem. Ja. En ek sien altyd in wonder, sjoe genade om hier te stormagtige liefdeslewe as jy dit alles gaan. Maar is nie altyd alles persoonlike ervaring. Nee, ek het letterlik gister vir my vrou gesê, want dan vra hulle want al my liedjies is maar liefdeliedjies, van die liedjies Ja. is liefdeliedjies en dan dink hulle soos nee, dit moet oor jou vrou gaan. Dit gaan nie altyd oor my vrou nie. Sy gaan nou oor my vrou en maak my mal ook nou dat ek daaraan dink. Maar voor dit soos daar's liedjies soos ek sien dit as 'n kunswerk. Soos dis 'n skildery, dis die prentjie, dis die storie. So dit het nie noodwendig met my gebeur nie of maar ja. Maar jy is 'n kunstenaar en jy kan kreatief jouself in ander mense skoene indink. Maar nou is hier Sy. Yes. Sy. Maak my mal as jy sê ook, maar hier is Sy, dis die nuwe ene. Ja. En hier sê jy spesifiek hierdie gaan oor Sy dis was 'n inspirasie. geïnspireer Ja. deur die vrou wat by wie jy nou bly. Yes. Ja. Wat dan nou My jou vrou is. Ja. Ja, got it. Nou. Vind jy dit baie persoonlik? Ek bedoel meeste kunstenaars ek bedoel hier sit mense hier dan weet ons daar's 'n moeilike probleem in hulle liefdeslewe. Die koerante en die tabloids praat nie daaroor nie, maar ons weet hulle het probleme, maar dan maak hulle hierdie mooi liefdesliedjies en ons weet diep binne is die persoon baie stikkend en seer. En dis hartseer om dit te sien en hier sit jy en hier maak jy 'n mooi liefdesliedjie wat geïnspireer is deur jou vrou en is persoonlik en jy wys dit vir die hele wêreld. Ja. Dis nogal 'n brawe ding om te doen. Ja, wel, is dit toe ek hierdie geskryf het, is net soos dis die gevoel wat sy vir my gee en hoe ek oral voel en soos net sy's alles vir my. Sy's baie goed vir my so. My muse, as ek dit so kan stel. As sy nie vir jou 5 ekstra bonuspunte gee hierna nie. Ja, ek het nou voor gesê ek gaan nou 'n bietjie oor ander goeie skryf, my volgende liedjies wat ek uitbring so. Gaan nie heeltyd oor haar wees. Dit gaan nie heeltyd sy nou. Maar ja. Maar jy praat so mooi oor liefde. Ja. Wat beteken liefde vir jou? As jy liefde Jessie. moet beskryf, wat is dit? Jy sê vir my is dit iemand soos my beste vriend, soos letterlik ons spandeer soveel tyd saam, dit is lekker om as ons vir 'n paar ure of vir 'n dag nou nie by mekaar is as ons nou werk of whatever dan mis ons mekaar. En ons is al 11 jaar wat ons saam is en ja, ons bly nog steeds so en dit raak moeiliker om van mekaar af weg te gaan. So dit is ja, ek weet nie, dis vir my liefde, sy's liefde vir my. Ek gesels gister met iemand wat sê sy en haar geliefde het die oggend gaan stap. En dit is vir hulle so amazing om werke te hê, elkeen in sy eie planeet en in sy eie wêreld waar hy werk. Maar om in die oggend net 'n halfuur te gaan stap in die buurt saam met mekaar en tyd te spandeer. Wat is daai tyd spandeer wat jy saam met haar het wat vir jou special is? Jy sê ek en sy doen breakfast elke oggend saam. Dan soos ons het maak kos saam en ja, dis die tyd wat ons saam spandeer en in die aande kyk ons movies as ons tyd het. Lekker baie tyd saam. Jy het net voorheen gepraat van die skryfproses. Hoe werk jou skryfproses? Begin dit by lirieke, begin dit by 'n dingetjie? Gitaar. Ek begin altyd by 'n gitaar en dan sal ek nou of by 'n klavier of dan sal ek nou melody bysit en dan woorde, dan sal ek voel wat die liedjie vir my, is dit 'n liefdesliedjie of voel dit meer soos 'n kuierliedjie of wat en dan sal ek nou draai 'n storie by die
musiek sit. Dit is soms jy sê gitaar, want gitaar het ook 'n baie sterk ritme element, sterker as ek dink as klavier, het Ja, tonal, meer tonal maar is meer ritmiek met 'n gitaar ook dan natuurlik. So definitief meer ritmies is. So 'n mens kry, is dit waar jy so 'n beter begrip kry van wat jy aanpak as jy as daai liedjie eers kom sit, as daai melodie eers kom sit, wat sy benadering en sy energie is. Ja, dis maar meer ek sal letterlik soos daar sal 'n riffie, 'n gitaarriffie na my toe kom en sê, dan sal ek dit op my foon net 'n notaatjie maak, soos dan sal ek dit rekord net so klein voice note. En dan sal ek nou later deur my voice notes gaan luister, dan sal ek soos daai riffie, dan daai is 'n cool riffie, dan onthou ek dit weer, dan sal ek nou iets uit dit uit maak. Maar dis maar meeste van die tyd sal 'n riffie net dit gebeur net en dan sal ek sê dis 'n cool riffie en dan kyk of ek 'n liedjie daaruit kan maak en dan ja. Maar net tyd insit. Wat lê voor vir die res van die jaar? So vandag 8uur kom my liriek video uit vir sy. Ja. Vandag 8uur. So na. Okay. En dan het ek ook 'n ander liedjie wat laasweek uitgekom het, Die Veld. En dan het ek 3 liedjies wat ek nog hierdie jaar wil release. Jy weet ons is nou amper in Desember nou. Ek weet, maar ek het dis klaar beplan, dit is klaar opgeneem. Ek moet dit net die music video's doen en alles, maar ek's baie opgewonde oor dit. En ek het letterlik ek release hierdie jaar meer liedjies as ek die laaste vandat ek my solo loopbaan begin het. So ek is baie opgewonde in dit. Ek wil baie meer content in 'n jaar release. Want ek show baie dan spandeer ek baie tyd aan die recording aan my eie liedjies en goed en dan want ek is heeltyd op die pad so dan ek probeer nou 'n punt of van maak om meer originals uit te bring en so dis 'n doelbewuste besluit wat jy gemaak het te gaan dit was al lank al so dis net ek show so baie ek kry nie tyd om want as ek nou klaar geshare dan wil ek net rustig wees by as ek nie nog musiek dink nie. En nou sit soos as ek moet dit doen want dis my karier. Ek kan nie net show en dan bring ek nie iets uit nie en as jy verlang nie iets uitbring dan vergeet die mense van jou en so my plan is nou gaan ek net songs release en skryf en ek het lank nie geskryf nie. So nou skryf ek lekker en die songs ek maak vinniger songs klaar en so. Makliker. Ja, meer ek skryf hoe vinniger gaan dit. Ja. Is jy 'n vegetariër? Nee. Okay, so ons gaan nou vir jou van daai beeste maatie breed wat ons hier. Dit ruik verskriklik lekker. Dit is uitmergelend in die ateljee. Die personeel sê vir my ek moenie beloftes maak nie. Hulle is klaar besig om dit te eet in die tegniese boks hier aan die kant. So ons gaan kyk of hy iets oorbly. Hulle is 'n klomp hyenas. Sal sommer die bak uitlek. Ja. Pieter Baar, dankie vir die kuier vanoggend. Geluk met sy. Jy gaan ook nou sy vir ons sing. Ja, ek gaan hom live vir julle doen. Ag, kan nie wag nie. En dan 8uur is die liriek video op YouTube en op al die platforms uit dan. Daar sê, dankie vir die kuier. Dit is Pieter Markato, bly daar waar jy is, want net hierna kan jy sy regstreeks hoor.